Here God, ons wil vanoggend kom en ons wil U teenwoordigheid kom erken, Here, deur U Gees. Here, vandag is Pinkstersondag, die dag wat ons herdenk dat U Gees uitgestort is, nie net oor mense met grade en mense wat voorstaan in geboue en praat nie, maar dat U Gees uitgestort is oor elke een van U kinders. En in Handelinge 2 waar dit gebeur en waar U waarvan U ons daarvan vertel, sê U Gees het afgekom oor U kinders en ou mense en jong mense en kinders het getuig en vertel en gepraat oor God. Here, dankie dat ons in so 'n wêreld kan leef waar U nie ver is by 'n tabernakel of 'n tempel soos in die Ou Testament nie, waar U nie is soos in Matteus en Markus en Lukas 'n mens wat tussen ons woon nie, maar waar U, Here, deur U Gees nie net langs ons is of by 'n kerkgebou is nie, maar deur U Gees in ons is, by ons is, saam met ons is. Here, en as dit al is wat ons vanoggend huis toe vat, dan is dit genoeg. Kom, Here, en seën ons, praat met ons, gebruik U woord om ons te inspireer en te bemoedig en te challenge. Kom, Here, praat, ons luister. Amen. Ek wil sê welkom vir elkeen wat aansluit by ons via die video en so voorreg om jou deel te hê van ons diens vanoggend. Vanoggend het ek die tema gekies, God het die Gees gegee. Nou, wanneer ons praat oor iets het die Gees gegee, dan sê jy, dis stikkend, dis klaar. En ek het daai woorde spesifiek gekies, want ek wil vir julle vertel, my vrou sal weet, en die manne wat saam met my bid, op 'n Sondagoggend voor die diens, party daar voel dit of ek op is, soos ou lappe is, asof daar niks is om te gee nie voor die diens. Asof ek letterlik voel ek het die Gees gegee. En dan kom God en hy gee sy Gees, en daardie Sondag, as die diens klaar is, dan staan ek net so verstom oor wat God gedoen het deur daai diens. So vanoggend wil ek vir jou hierdie tema gee, oor die feit dat God het sy Gees gegee, vir my, vir jou, vir elke een van sy kinders. En is die amazingste ding, want ons het as 'n gemeente, het ons laas jaar begin om die Bybel deur te lees, in die 1 Desember, 1 hoofstuk elke weeksdag, die Nuwe Testament, ekskuus, nie die hele Bybel nie, net die Nuwe Testament, en 1 hoofstuk elke dag. En hierdie plan het die Here vir my gegee, Junie, Julie laas jaar, en ons het dit gedoen, en ons het die kalender gedoen, en ons het elke hoofstuk op elke dag gesit, maar dan is die probleem, dat op Kersdag moet jy die hoofstuk lees vir daai dag, en op Hemelvaart moet jy die hoofstuk lees vir daai dag, en elke keer het die teks gepas by die dag. En toe hierdie afgelope week, toe sê ek, o blikemmer, dis Pinkstersondag, ek moet Sondag preek uit Romeine, en Romeine praat nie baie oor die Heilige Gees nie, hy het hom, hy's daar, maar dis Johannes wat groot gegaan het oor die Heilige Gees. Ons is klaar by Johannes verby, en Paulus, hy spandeer nog altyd, maar in sy latere in die briewe, wanneer hy praat in Korintiërs oor die gawes van die Gees en die goeders, ek sê maar, Romeine, daar's regtig min oor God se Gees, en die Here kom, en vanoggend se hele eerste helfte van die hoofstuk, gaan oor die Heilige Gees. Is dit nie amazing nie? Hoe God deur sy Gees net alles voorberei vir ons. So vanoggend wil ek net vinnig vir jou hierdie prentjie wys, sodat jy verstaan, want nie almal verstaan hoe hierdie sake mekaar steek nie. Dalk is jy nie met kerk of Christenskap of geloof of jy weet nie, en ongelukkig binne die kerk praat ons 'n bietjie soos as jy gaan golf speel. Nee, wie van julle speel golf? Nee, ek het golf gespeel toe ek jonger was. Nou as jy golf speel, dan praat hulle van birdies en eagles en hulle praat van Stableford en matchball en slice en shank en al daai goeters. As ek vir jou praat van 'n shank en jy braai, dan dink jy dis 'n stuk van 'n lam. En verstaan, so in die kerk doen ons presies dieselfde. Ons besef dit nie. Ons het hierdie Christianese wat ons praat. En ek besef dit al meer en al meer, so ek wil vanoggend net vir jou net hierdie prentjie wys, van hoe loop die kerklike jaar, en in die jaar 300 en something, het hulle begin om hierdie ding te doen, en van toe af,
kyk, dit was nog altyd daar, dit is die gebeure wat gebeur het rondom Jesus, maar van die jaar 300 en something, het hulle gegaan en gesê, kom ons maak dit op vaste datums, elke jaar. So jy begin met Kersfees, en Kersfees is mos nou 25 Desember, waar ons dink aan die geboorte van Jesus. En dan is dit al die tinsel en al die goeders en geskenke wat ons vir mekaar gee om te dink aan Jesus, wat vir ons die grootste geskenk was in ons ou Kersfees. En dan gaan ons deur die begin van die jaar en so aan, en tot ons uitkom by lydingstyd. En lydingstyd is 7 weke voor Paasfees. Dan begin ons dink aan Jesus wat al nader en nader aan die kruis beweeg het, wat gesterf het vir die sondes van die wêreld. En dan met Paasfees, die donderdag aand, hou ons nagmaal, Paasvrydag is dit die dag wat Jesus aan die kruis was. Dis die tyd van paaseiers en paashase en lintchocolates en so aan, en dis wat die wêreld daarmee gemaak het. En dan op daai Sondag is dit opstandingssondag, die feit dat Jesus die dood oorwin het en opgestaan het en nie in die graf vasgesit het nie, maar hy het vir die duiwel gaan kuier in die hemel en vir hom gesê, right, in die hel, vir die duiwel in die hel gaan kuier en vir hom gesê, nou is ek op pad hemel toe en jy het moeilikheid want ek het die dood oorwin. En hy staan op en dan leef hy vir 40 dae op aarde. Dan kom wys hy vir mense, hy het opgestaan en hy gee sy laaste opdragte. En dan is dit die hemelvaart wat ons so 10 dae terug gedoen het. Hemelvaart is 40 dae min of meer na Paasfees en dan so min of meer 10 dae later, die eerste Sondag daarna is dit, of die tweede Sondag daarna, is dit vandag, Pinkstersondag. Die Sondag wat ons praat oor die feit dat God sy Heilige Gees oor sy kinders uitgestort het, dat God gesê het, ek leef nie meer ver in 'n tabernakel of 'n tempel met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, as jy in die Ou Testament lees, is dit hoe God saam met sy kinders gereis het, en later was dit die tempel in Jerusalem, en toe is die tempel afgebreek, en toe sê God, okay, kom ek stuur my seun, want die aarde was vasgedraai in sonde, en hy sê, kom ek maak myself sigbaar tussen mense, en Jesus kom leef op aarde vir 33 jaar, en hy word gekruisig, en toe is die disippels kwaad, en hy sê, maar wat nou? Toe sê God, maar ek gaan nog nader aan jou kom, en hy gee sy gees, en sy gees leef in elke een van sy kinders, nie net mense wat sy naam dra nie, nie net mense wat sê ek is Christene nie, maar mense wat actually Christene is. En nou wil ek vir jou, ek het gaan dink, hoe kan ek dit vir jou verduidelik, oor mense wat die naam dra, en mense wat actually Christen is. As jy jou lewe vir God gegee het, dan is God soos die suurdeeg in my lewe. Suurdeeg trek deur alles, deur die hele deeg, deur al die beskuit, deur wat ook al dit is wat gebak moet word. En dit deurtrek dit, dis soos sout. Maar as jy net Jesus se naam dra, sout gee smaak aan die hele dis. Nee, nou jy al agterkom as jy die sout nie ordentlik lekker deurroer nie en jy kry daai hap waar die sout op die kos geval het. Dan nee, dis nie so lekker nie. Sout moet lekker deur die hele saak so lekker geroer word en intrek. En God moet so deel wees van my lewe dat ek nie kan agterkom as die sout eers in die kos is, kan jy in die suurdeeg eers in die deeg is, dan kan jy dit nie meer uithaal nie. Maar mense wat die naam dra van 'n Christen is soos mense wat die koek bak, hulle lewe is hierdie koek, en Jesus is die icing. Nou party mense hou nie van die icing nie, hulle skep dit af. Eet net die koek, dit is te soet, die icing saak. Ander mense eet net die icing. Nee, as jy 'n icing mens of 'n koekmens? Ek is 'n koekmens, sorry, ek weet julle nou giggel jong mense, want hulle breine gaan nou weer. As ek dit wou gesê het, sou ek gesê het ek's 'n tertmens, maar in elk geval is. Ja, God, sien, daai brein wat hier in die middel vir my net so jong mens het net opgeskit het, jy het nou my af teen die trek gevat. Eers water drink en myself terugbring op die pad. In elk geval, Here, vergewe my. Right, okay, so. Nou, vanoggend is ons besig met Romeine, en die ergste is ons klaar halfpad. Dis vir my so hartseer, want Romeine is so diep, en so amazing, en so awesome. So by die deure het ons vir jou 'n papiertjie neergesit, ons het laasweek het ook gedoen, en hy gaan volgende week ook daar wees, en dan is dit nou klaar. Want dan is ons klaar met Romeine, so opsomming van die boek, en hoe hy werk, want hy is so jam-packed met inligting, so vat asseblief 1, vat 2, vat 5, sit dit in jou Bybel, gee dit vir jou family, dis amazing, en ek stuur dit elke Sondag wat ons Romeine preek, stuur ek dit ook met WhatsApp, en sit ek dit op Facebook, en op al die goeters, wanneer die preek uitgaan, so, as jy met die video inskakel, kry dit daarso, dit sal daar wees.
So vanoggend gaan ons Romeine 8 lees, maar voor ons Romeine 8 lees, ons het 'n gebruik hier by ons, as ons die Bybel vat, en ons vat hom en ons gaan hom nou saam lees, en ek het vanoggend laat weet op WhatsApp, luister, bring jou Bybel, ek hoop jy het die WhatsApp gelees betyds. So ons doen hierdie ding, ons maak 'n verklaring, hoekom ons die Bybel oopmaak, en wat ons wil hê die Bybel moet doen in ons lewe, en wat ons wil hê God moet doen deur sy woord in ons lewe, en as jy hierdie wil hê, dis daar op die boekrak daar agter, as boekmerke, en 'n papiertjie wat jy voor in jou Bybel kan plak, en jy kan dit sê elke keer, wanneer jy die Bybel lees, want ons woorde het krag. As jy oor en oor vir iemand sê, luister, jy lyk siek, jy lyk siek, jy lyk siek, eventueel dan gaan hulle dink hulle is siek, want almal sê hulle is siek. Jou woorde het krag, en ons besef dit. So, omdat ons woorde krag het, verklaar ons nou dat hierdie boek is my Bybel. Dis God se geskenk aan my, dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees, en ek bid dat dit vanoggend deur jou gees en jou siel en jou gedagtes sal sny. Dit is deur God geïnspireer om my te onderrig, om verkeerdhede te weerlê, om my te reg te wys, om by my 'n beter en 'n amazing en 'n regte leefstyl te kweek. Hierdie is wat God gebruik om my en jou as sy kind voor te berei vir wat ons moet doen op aarde, vir ons roeping. Dit is wat hy gebruik om my ten volle toe te rus vir die goeie dinge wat hy wil hê ek moet doen. Wanneer ek hierdie lees, is ek oop en ontvanklik, bereid om my leefstyl aan te pas by wat God my leer, eerder as om by die wêreld aan te pas en soos die wêreld te lyk en te proe. Spreek God, ek luister. Right, so, Romeine 8. Romeine 8. Ek gaan gou soontoe blaai. Right, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine hoofstuk 8. Right, okay, is julle reg hiervoor? Nou, vanoggend, nog 'n tegniese term, Christianese, goodness gracious, Romeine is 8. Romeine 8 is lank. Ek gaan baie vinnig deur hom werk. Vanoggend se boodskap sou my prof op Varsity, wat sou baie trots op my gewees het as hy vanoggend hier was, wat my geleer preek het. Vanoggend gaan ek 'n homilie preek. 'n Homilie is wanneer jy die Bybel vat en vers vir vers verklaar. Ek gaan nie vers vir vers nie, dis 'n bietjie, dan gaan ons baie lank hier wees. Maar die boek Romeine is in 3 dele gedeel, of die hoofstuk Romeine 8 is in 3 dele gedeel, en daai 3 dele is soos boublokkies. Dit pas so op mekaar. Ek weet nie of julle Lego gespeel het as kinders nie, maar ek was mal oor Lego. My oupa het vir my so 'n houtboks gebou, en my kinders het Lego gespeel. Dis net 'n amazing ding, wat dis baie beter as PlayStation en al daai goed, maar in elk geval. So hier's hierdie boublokkies, wat Paulus kom en hy bou dit op, en eintlik is die hele Romeine, elke stukkie wat hy skryf is, hy pak dit so op mekaar, en hy pak dit so op mekaar, tot jy by die einde van Romeine kom en hy sê, die lewe is amazing, saam met God. Maar nou, Romeine 8, eerste paar verse, hy kom, en ek gaan nie alles lees nie, ek gaan net so bietjie hier net, van vers 8 af, vir hulle wat aan Christus verbind is die oordeel heeltemal weggeneem, daar was 'n dagstukkie afgelope week daaroor. Die lewende Gees, God se Gees wat in my lewe gee, is so magtig, dat hy deur Christus Jesus ons bevry van die greep van sonde wat uitloop op die dood. Ons word vasgehou as ons nie God ken nie deur sonde, en ons word getrek altyd die hele tyd hierdie kant na sonde toe. Nou kom God en hy sê ek gee jou my Gees, en nou trek ek jou hierdie kant toe na 'n beter lewe, 'n goeie lewe. Die wet van Moses, wat ons in die Ou Testament lees, kon as gevolg van ons sondige natuur ons nie verlos nie. Die wet het ons net laat skuldig voel. Elke keer as jy die 10 gebooie hoor van jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, dan voel jy, ek is ver van die Here af. Die Here kom en hy sê, ek het jou vry gemaak. Jy leef nou deur die Gees. Vers 5, die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge, maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood, maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. En hierdie dood wat hierdie teks van praat, hierdie vers van praat letterlik van dood in my en jou lewe. As ek toelaat dat die sonde my gedagtes oorheers binne in my huwelik, dan gaan ek gaan dit dood bring vir my huwelik. As ek dit toelaat binne my besigheid en sê, ons is verdoem, hierdie besigheid, kyk die omstandighede, kyk wat gebeur met die wêreld, kyk, en jy spreek dood, en jy dink dood, en jy spreek dood, eventueel kan jy jou deure toemaak, jou besigheid gaan dit nie maak nie. Maar as jy jou deur God laat beheer en sê, God is in beheer, God is by my, God help my, God gee my krag vir elke dag, God is die een wat voorsien, God is die een wat my deurdra, jy gaan positief bly en jy gaan aanhou besigheid doen. Jou huwelik
onmiddellik gaan dit maak, jou kinders gaan God leer ken. Dis hoe dit werk. Dit gaan oor, Jesus is nie net 'n sousie nie, hy's alles. Vers 9, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer, julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God, wat in jou kom woon het, die dag wat jy jou lewe vir die Here gee, sê hy, ek gee vir jou my Gees, my hele Gees, en nou begin jy jou lewe stukkie vir stukkie vir hom gee, jou geld, jou gedagtes, jou huwelik, jou besigheid, jou toekoms, jou besluite, jy kom gee dit stukkie vir stukkie vir die Here, soos sleutels van deure van jou lewe se huis, wat jy vir hom oopmaak, en dan kom hy in, en dan maak hy dit vol, en hy verander dit, en jy word net hierdie mens, wat gedryf word deur God se Gees. Vers 11, omdat die Gees van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in jou woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook jou dooie liggaam weer lewendig maak. Dit praat nie van jy gaan nou dood en nou gaan hy graf oopgaan en jy staan op nie. Dit gaan oor mense wat God nie ken nie op hierdie aarde, wat sonder God leef en nie sy Gees het nie, is soos zombies wat rondloop. Hulle is lewendig dood, hulle is vasgevang deur sonde en hulle lewe is op pad na 'n einde toe wat hulle nie eers kan dink nie. Maar God kom deur sy Gees en hy kom leef in my en hy kom maak my nuut en hy sit 'n smile op my gesig, ons ten spyte van my omstandighede, want God se blydskap wat in my is, het niks te doen met wat om my aangaan nie. Vers 15, die Gees wat jy ontvang het, is nie 'n gees, hoor mooi. Die Gees wat jy onderstreep, kleur in. Die Gees wat jy ontvang het, is nie 'n gees wat jou vreesbevange slawe maak nie. Jy het die Gees van kind wees ontvang, omdat hierdie Gees jou roep en vir jou sê, jy kan uitroep, Abba. Dit beteken letterlik, Papa. My Papa. Want die Gees wat in my is, bevestig teenoor my gees, dat ek God se kind is. Niemand kan dit verander nie, niks kan dit by my vat nie. Ek en God is een, hy is in my en ek is in hom. Ek hoef nie bang te wees nie vir storms nie vir niks nie. Ek praat voor die diens, Louis, ekskuus, ek gaan jou storie steel. Louis vertel vir my sy seun, nie daai Louis nie, Louis Oosthuizen, hy vertel vir my sy seun vlieg, vlugte en hulle vlieg in Kaap toe. En is 'n 2 ure vlug. En dis daai groot storms wat die afgelope tyd daar in die Kaap was. En die storms is verskriklik en hy vlieg 2 ure in tot by die Kaapstad en hy kom agter die moeilikheid. En hy vlieg 2 ure om die lughawe en om die lughawe. En hy probeer land 'n eerste keer en sorry, daai vliegtuig maak so en hy vliegtuig maak so en hy besluit hy moet weer op. Nou moet jy weet as jy nou 'n passasier is, imagine jy's nou in een van daai sitplekke en dan gaan hy en hy's op. En hy gaan weer om en hy gaan om en hy gaan om en hy kom weer in vir 'n tweede keer. En die wind draai en die wind maak so en hy besef, hierdie vliegtuig gaan nie nou land nie. En hy's weer op in die lug. Sê net gou vir my, wat gebeur tussen jou en die bediende op hierdie stadium? Hoe lyk hy? Is daar al 'n briekmerk of 2? En dan gaan hy, tweede keer. En toe hy die derde keer inkom, keer hy vliegtuig op die grond en die mense cheer en hulle klim van die vliegtuig af en hoe het Louis gesê nie almal was skoon nie. Nee. Daai oomblikke wat jy beleef van absolute angs of vrees. En daai oomblik, al is jou lyf bang, kan jou gees sê, maar as hierdie vliegtuig vandag in die see eindig, dan gaan ek 'n paar mense mis, maar ek gaan by die Here wees. Ek hoef nie bang te wees nie, want ek is 'n kind van God, sy Gees wat in my is, sê vir my hier in vers 16, want die Gees bevestig in my gees dat ek God se kind is, en as ek God se kind is, maak hy my sy erfgenaam. Met ander woorde, as wat ook al my bedreig, of dit kanker is, of siekte is, of iemand is wat jou hijack of inbreek, wat ook al dit is wat jou bedreig, as dit jou lewe kos, dan sê hy maar jy's 'n erfgenaam van God. Die hemel wag vir jou met al die heerlikheid en al die rykdom van God. En dan kom hy en dan sê, okay, right, volgende boublokkie, hier's moeilikheid. Ons praat oor die hemel en oor eendag, maar ons is nie nou in eendag nie. Hierdie is nie nou eendag nie, ons leef op hierdie aarde en hierdie aarde is stikkend. En hierdie aarde is seer. En hierdie aarde is vol van hartseer en bekommernis en moord en verkrachtings en whatever alles. En dan sê hy, okay, right, jy het nou God se Gees en hy's in jou. Maar nou moet jy leef.
Dan sê hy, nou terwyl jy leef met God se gees in jou, dan sê hy, right, hoe kry ons dit reg? Vers 18, ek weet verseker, dat ons huidige lyding, hierdie lewe wat ons moet leef met sy stikkend, nie kan vergelyk met die heerlikheid wat God ons mee gaan verras nie. Die hele skepping smag na die dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinlose kringloop van aftakeling vasgevang. Ek wil vir jou iets sê, hierdie woorde is geskryf hier rondom 50, 60 na Christus. Toe was daar nog nie wetenskap en whatever nie. Of nie die vandagse tipe wetenskap met mikroskope en whatever nie. Die slim wetenskaplikes gaan vir jou sê, alles is besig om te breek. Hierdie plastiek soos hy sit, is besig om te verouder en swakker te word en swakker te word. En eendag, as ons hulle nie gou genoeg vervang nie, dan gaan iemand op hom sit en hy gaan op die grond sit. Want dis hoe die wêreld werk. Jy koop 'n trekker by Oom Daan, nee, en is 'n great trekker en is 'n amazing trekker, maar elke kilometer wat hy ry, elke land wat hy ploeg, is nader aan sy einde. Dis hoe die wêreld werk en dis hoe die aarde werk. Die water raak op, die goud raak op, die ys raak op, alles raak op, want die aarde kom en hy sê, maar daar gaan 'n dag kom wat ek nie meer kan nie. En daai dag moet God kom, die hele skepping roep uit. So die skepping is in hierdie proses van letterlik om te vergaan. En nou verwag ek en jy as Christene, maar in hierdie proses waar hierdie hele wêreld so lyk, ek moet nie siek word nie, ek moet nie doodgaan nie, my kar moet nie breek nie, my mense moet nie siek word nie. Dis deel van die hele wêreld waarvan ek en jy deel is. Jy word nie verlos van hoe hierdie wêreld werk nie. Jy leef nog steeds hier op hierdie aarde. En dan vers 24, maar nou dat ons verlos is, sien ons uit na 'n toekomstige heerlikheid. Want as jy iets reeds het, hoef jy nie daarna uit te sien nie, maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en volhardend daarna uitgestraand. Toe vra ek vir my vrou, nou wat gebeur nou volgende in hierdie huishouding? Wat is dit nou volgende? Wie verjaar, wie sê dit? Sy gaan so deur, sy sê, ek sê, wow, stop, ek het al wat ek gehoor het was die eerste een. Sy sê die eerste, ek sê wat was die eerste een? Sy sê die eerste een is Vadersdag. Ek sê, yes. Right. Ek kan nie wag nie. Vadersdag. Nee, ek het dit nog nie, maar dit kom. Gaan amazing wees, Biltong. Nee, het dit gaan kom. En dan kom hy vanaf vers 26 en dan sê hy, en terwyl ek die gees van God help my in my onbeholpenheid, ek is hierdie soos 'n kind wat stambel oor al hierdie realiteite van die wêreld, dan sê hy, en ek weet nie wat om te bid nie. En dan help God my bid. Ek en my vrou het met iemand se raad het ons begin kyk 'n storie wat net na COVID uitgekom het op DStv, nêrens Noord-Kaap. En daar's hierdie ou wat slegte drome het en hy gaan op sy knieë en hy sê die dominee het gesê ek moet bid. So Here, hier's ek nou praat ek. En toe dink ek aan hierdie verse wat ek vanoggend met jou oor moet praat en die Here kom en hy sê as jy bid, praat net met die Here. Die Heilige Gees kom en hy trek jou skewe woorde reg. Hy vat jou hart en hy vat jou gedagtes en hy sê, dis wat hy eintlik wou sê, Here. Here Johan val so 'n bietjie oor sy woorde, hy's so 'n bietjie onbeholpe, partykeer gaan sy gedagtes so 'n bietjie verkeerde kant toe. Here vergewe hom, hy's net 'n mens. Hy's daar van die ander kant van die verkeerde rivier. Here asseblief, trek net so 'n bietjie die goedjies reg. Hoor hom soos wat sy hart dit bedoel. En dan Romeine 8 vers 28. Jy moet dit onderstreep. Jy moet dit highlight. Jy moet dit in enige situasie kan aanhaal. Johannes 3 vers 16 is amazing. Ja, jy jou lewe vir die Here gee, maar Romeine 8 vers 28 is waar die taai teer tref. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Die lewe is te mekaar. Ek maak regte besluite, ek maak verkeerde besluite. Dinge loop reg, mense doen goed aan my, ek doen goed aan mense, en party van die goed is goed, en party van die goed is nie so goed nie, en iemand raak siek, en of 'n kind val in die swembad, en die Here kom en hy vat die sleg, en hy sê, die sleg is deel van die lewe, van hierdie stikkende aarde, maar jy's my kind, en ek sal die sleg vat, en ek sal dit op die ou einde nog steeds goed laat uitwerk. En dan begin hy by vers 31 en hy gee daai laaste blokkie, hy sê, right, nou weet jy het my Heilige Gees, hy's in jou,
Nou weet jy leef op hierdie aarde in 'n stikkend, en saam met die Gees kan jy hierdie pad stap, en jy kan weet dat ek is by jou, en ek leef elke tree saam met jou, al is hierdie aarde stikkend, en ek sal die goeders, die skewe goed regtrek, en dan kom hy en dan sê hy hierdie woorde. En hier gaan ek alles lees. Niks kan ons skei van Christus se liefde nie. Ek moet klaarmaak. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê, hierdie wonderlike dinge van God se Gees, en God wat saam met my bid, en God wat saam met my leef, en alles regtrek? Wat sal ek van al hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen my wees? As God sy eie seun nie gespaar het nie. Kyk hoe ingekleer is hierdie hoofstuk van my Bybel. Dit is net vol waarheid. As God sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons oorgegee het, sal hy nie vir ons al die ander goed gee nie. As God sy seun gegee het, gaan hy mos my al die ander goed ook gee, want ek is sy kind en hy het my lief. Wie kan my aankla? Mense kan sê wat hulle wil oor my lewe. Ek weet wat is die waarheid. God het my spesiaal uitgekies. God is die een wat my pryspreek. Wie kan my veroordeel? Christus het vir my gesterf. Jy kan niks oor my lewe sê nie. Vers 16, kan enige iets my van God se liefde skei? Nie dood nie, nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie vervolging nie, nie honger nie, nie koue nie, nie gevaar nie, nie doodsbedreiging nie. Nee, vers 37, ten spyte van al hierdie dinge, ten spyte van hierdie siekte en hartseer en al hierdie goed wat die lewe het, is ek besig om 'n oorwinning te behaal. In die ou vertaling het dit gestaan, is ek meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat sy liefde aan my bewys het. Dan sê hy, een ding weet ek vas en seker, niks. As jou ma vir jou sê jy was stout, en sy stuur jou kamer toe met 'n leebord, om vir jou te sê, gaan dink oor jou sonde, vanaand eet jy nie. Watter ma het al daai straf uitgedink? Jy doen dit met 'n tienerseun wat leef op kos, wat brode opeet op 'n slag, dan stuur jy hom kamer toe met 'n leebord. Sê jy, niks, jy kry niks, hy kan nie die bord eet nie. Onthou julle die ou, is dit Rama se advertensie? Vir die ou Rama gesmeer het op sy hoed, en dan eet hy sy hoed op, of hy eet sy bord op. Ek kan nie, sien hoe bad was die advertensies toe ons kinders was, daar was die AI nie. Ons het, in elk geval, so, nou kom hy en hy sê, niks is niks, dis bokkerol, en jy gaan nie die res van die sin sê nie, jy weet wat ek wil sê. Nee, niks kan my skei van die liefde van Christus nie, nie dood nie, nie lewe nie, nie engele, of duiwelse magte, of vrees vir vandag, of kommer oor môre nie, nie boaardse magte nie, hoegenaamd niks daarbo, of onder in die dieptes van die aarde, waar hulle geglo die bose geeste vandaan kom, of enige iets elders in die skepping, kan my skei van die liefde van Christus nie. Is dit nie amazing nie? God wat hierdie hoofstuk vat, en hy vat ons op hierdie journey, en hy sê, luister vir my, hierdie aarde wat jy opleef, dis bad, dis nie 'n lekker plek nie, ek is besig om vir die hemel reg te kry, maar terwyl jy leef, hier's my Gees, hy's by jou, hy dra jou, daar wag 'n heerlike toekoms, maar nou, byt op jou tande en go. Daai vliegtuig gaan voel of hy nie wil land nie, maar hou vas, jou matras, want die Gees is los. Nee. En dan sê hy, wanneer al hierdie aanslae kom van die wêreld, al hierdie twyfel, al hierdie vrees in jou gemoed, dan sê jy die hele tyd vir jouself, niks kan my van God skei nie, niks kan my van God se liefde skei nie. Romeine 8 vers 28, God sal alles goed laat uitwerk, God sal alles goed laat uitwerk. Ek verstaan nie hoe hierdie werk nie, ek verstaan nie hoekom ek my vrou moet verloor nie, ek verstaan nie hoekom my kind dood is nie, ek verstaan nie hoekom my kar gestamp is nie, ek verstaan nie hoekom ek my werk verloor het nie, ek verstaan nie hierdie nie, ek verstaan nie daai nie, ek verstaan nie hoekom die mense wat geld steel, in hoë posisie sit nie. Here, ek verstaan dit nie. Here, maar ek leef vir U, en ek sal elke dag vir U leef, en as ek my kar start, dan werk dit, en ek sê dankie, en as ek my kas oopmaak, dan sal kos in vir vandag, en dan sê ek dankie, en as ek die ander kas oopmaak, dan sal klere vir vandag, en ek sê dankie, want niks skei my van God se liefde nie. En dis al wat jy moet hoor vandag. God se Gees is by jou. Jy's nooit alleen nie. Bang, vrees, twyfel, skuldgevoelens, als van die duiwel af. Jaag vir hom weg, sê vir hom, voets hy. Ek is 'n kind van God. Hy leef in my, hy leef deur my. Hy's nie net 'n sousie wat ek oor my gooi nie. Hy is die sout wat deur my deurweek. Hy is die wat is daai suurdeeg? Hy's die suurdeeg. Hy's nie net die topping nie.
Hou jou judgment van my af, wêreld en mense. Ek is kind van God. Hier gaan ons. Dis amazing. Dis amazing. Ek hoop jy sal hoofstuk 8 van Romeine, wat gesien word as die hoogtepunt van die boek. En nou gaan Paulus ons weer bietjie afwerk. Ek hoop jy sal dit nooit weer dieselfde lees nie. As jy Romeine lees dit stadig. Moenie haastig wees nie, vat tyd. Daar's 25 waarhede in elke sin. God se woord is groot. En ek hoop dat hy vanoggend jou kom ontmoet het en vir jou kom sê het, my kind, ek het jou lief. My gees is in jou. Ek is by jou. Jy leef in 'n stikkende wêreld. Byt vas. Niks kan jou van my liefde nie. En as iets verkeerd gaan, ek vertrou. Ek sal dit goed laat uitwerk op die ou einde. Al is die ou einde eers in die hemel. Amen, dankie Here. Here, kom en maak hierdie boodskap van vandag in ons harte en ons gedagtes vas. Here, mag ons huis toe gaan en in Romeine 8 weer 'n keer gaan lees en dit onderstreep en inkleer en notas maak. Sodat ons dit daaraan kan vashou wanneer die aanslae van die wêreld kom. Sodat ons kan staande bly wanneer ons keelvol en gatvol en moeg en uitgeput en leeg voel. Wanneer ons meer vrae het as antwoorde. Dankie Here, dankie. Dankie vir u woord wat 'n lig is vir my pad en 'n lamp is vir my voet. Dankie dat u met ons was in die week wat verby is. Dankie dat ons kan uitsien na die week wat voor lê, ongeag wat daarin is, want u gaan dit saam met ons doen. Selfs al loop ons in die donkerste skaduwees in die week wat kom, u lig is by ons. En die donkerste donker kan nie daai lig uitdoof nie. It's not possible. Wees met ons elkeen, wat ook al die goed is wat ons moet teenbeklei, wat ook al die goed is wat ons moet teenbeklei en moet aanhou glo, niks skei ons van God nie, ten spyte van hierdie ding wat aangaan in my lewe, die verlies in my besigheid, die hartseer in my lewe, die eksamens wat ek besig is om te skryf, die seer wat my kind gekry het, en ek staan magteloos en kyk. Here, wees met ons elkeen. En nou wil ons vir u kom sê, dankie Here. Dankie dat u vir ons bly sorg, dat u vir ons bly voorsien. Kom ontvang ons tiendes, kom ontvang ons offergawes. Dis ons manier om dankie te sê, maar is ook ons manier om te erken, sonder u sou ons niks gehad het nie. Ontvang dit Here, en gebruik dit in u koninkryk. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ontvang die seën van die Here en weet dat God se woord wat hy vanoggend gebruik het om die lamp te wees vir jou voet en die lig vir jou pad, dat ek nou die seën oor jou uitspreek, dat dit sal aanhou die waarheid wees, môre wanneer die tye teer tref, wanneer jy nie in die kerk is nie, maar wanneer jy daar in die wêreld daar buite leef, dat die Here se woord die lamp sal wees vir jou voet en die lig op jou pad, nie die beeld nie, nie News24 nie, nie die rapport nie, God se woord is die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad. Mag jy daarin ontdek dat die Here vir jou goed is. Mag jy die Here raak sien wat jou raak sien. Mag jy besef en weet dat hy vir jou sy liefde gee en daarom sy liefde kan jy uitdeel, dat die Here jou goedgesind is, selfs al is die wêreld nie, dat die Here jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld lyk, en dat die Here jou pappa, jou Abba Vader, jou pappie, wat volmaak is, nie foute het soos 'n aardse pa nie, dat hy jou aan hom vasmaak, en jou elke dag seën. Amen.